Ons derde toerustingssessie hierdie week gaan ons nou stilstaan in Lukas 1 vers 26 tot by versie 38 en dit is die aankondiging van die geboorte van Jesus. Nou die aankondiging vind plaas in die 6de maand in Nasaret. Dis so vers 26 dit vir ons vertel. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Nou daai 6de maand gaan natuurlik nou terug na versie 24 waar daar staan, en na hierdie dae het Elisabeth Sagarias se vrou nou ontvang, het swanger geword en haar 5 maande lank verberg, en in die 6de maand. So Elisabeth is nou 6 maande swanger, en nou gaan hier nog iets gebeur. En wat is dit? Nou Elisabeth is nie sommer maar net 6 maande swanger, en hierdie is nou daai belangrike tyd. Die dag van die Here is op die nipper om te gebeur. Johannes is die profeet wat kom net voor die groot en die vreeslike dag van die Here aanbreek, profeteer Maleagi 4 vers 5, en net agter Johannes volg die Here, die dag van die Here binne, en is die Here self besig om die koninkryk te laat kom, verlossing te bewerk, oordeel te doen. En nou, terwyl maar Elisabeth nou 6 maande swanger is, het hierdie profeet, die laaste profeet van die Ou Testament, die profeet wat die Ou Testament kom afsluit en die tyd van die dag van die Here laat aanbreek, gebeur daar nog iets in die 6de maand. En dit gebeur in Nasaret. Nou, Nasaret is regtig 'n terug op die brug plekkie. 'n sampelplekkie in Galilea. Nou, daar het ook Israeliete gebly en in Judea Israeliete gebly. En nou, in hierdie terug op die brug plekkie Nasaret gebeur hierdie volgende. Gabriël kom soontoe. En hy verskyn aan Maria, wat verloof was aan Josef. Baie belangrik, Josef kom uit die geslag van Dawid, en as mens na hoofstuk 3 kyk en na die geslagregister van Jesus in Lukas 3 kom mens agter ook Maria kom uit die geslag van Dawid. En Maria en Josef woon daar in Nasaret. En hier is ons weer by die krisis, waar ons ook in ons vorige toerusting was toe ons by die aankondiging van Johannes die Doper se geboorte was. Hier's 'n krisis. Hoekom leef ouens uit die geslag van Dawid in 'n terug op die brugplek soos Nasaret? Nou, hierdie is belangrik, want Israel se konings kom uit Dawid. Dit is, as mens na die storie van die Ou Testament lees, kom mens dit agter, as mens van Dawid van Abraham af aanlees na Isak toe. Isak het seuns, 2 seuns Jakob, die vrousaad gaan voort in Jakob, en Jakob het dan 12 seuns, een van daardie seuns is Juda, en uiteindelik kom uit Juda Dawid, en dan het die Here 'n profesie aan Dawid gemaak wat sê, die koning van alle konings sal uit jou kom. Dis uiteindelik Jesus. Maar die Here het ook beloof dat Israel se konings gaan uit die geslag van Dawid kom, maar op hierdie oomblik is Herodes koning. En die koningshuis van Dawid was in Jerusalem, en hier sit hierdie koningsnageslag, Josef en Maria, in 'n terug op die brugplekkie soos Nasaret in Galilea. Dit is net nie reg nie. Wat gaan hier aan? Die Romeinse wêreldryk regeer oor. Ek wil vir ons weer vertel van daardie krisis van ons is slawe van sonde en daarom onder die oordeel van God. Dit is wat hier aan die gang is. Israel sit as slawe van sonde onder die oordeel van God, daarom dat tiranne oor hulle heers. Dis maar so met ons, dis die krisis van die wêreldmensdom. Ons is slawe van sonde en Satan, en daarom is ons waar ons nie moet wees. Nou, wat gebeur toe? Nou, God stuur nou die engel Gabriël na Maria toe. Dis wat toe gebeur. En hierdie engel Gabriël het 'n uiters belangrike
profesie vir Maria. Kom ons gaan in op daardie profesie. Dit begin daar in vers 28, Maria kom by haar aan, in vers 28 begin, Gabriël kom by Maria aan, sy is in haar huis, Gabriël begin met haar te praat, aanvanklik is Maria vol angs, hier is hierdie engel, net soos dit met Sagaria ook was, maar die engel stel haar gerus, en dan begin sy profesie daar in vers 31, jy gaan 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem, en hierdie seun gaan groot wees, vers 32, baie groter as Johannes. Johannes gaan groot wees, 'n groot profeet, die profeet van die Ou Testament. Maar hierdie seun van Maria gaan groter wees, want hy is nie net 'n profeet nie, hy gaan die seun van die Allerhoogste wees. Hy gaan die seun van God wees. En as hy die seun van God is, dan ook self God. Kyk, my kind is 'n mens, want ek is 'n mens. Maar as hierdie Jesus die seun van die Allerhoogste is, dan is hy ook die Allerhoogste. Hy is ook God. Hy is God die seun, die ewige seun van God. Gaan Maria se seun wees. Dit moes seker van Maria geweldig geklink het, en hoe gaan dit werk? En dit is tot vandag toe nog 'n geweldige ding om vir ons te verstaan hierdie. Maar God openbaar dit vir ons, en daarom is dit die waarheid. Hierdie seun wat gebore word uit Maria, is waaragtig die ewige seun van God, self God. En dit is hoe die profete geprofeteer het oor die verlosser wat gaan kom, oor die koning uit die geslag van Dawid. Hy gaan nie maar net 'n seun van Dawid wees nie, nee, hy gaan waarlik ook God wees. Ek wil net een plek, ek kan dalk maar 2 plekke lees. Kyk 'n bietjie, as jy mens na jou Bybel blaai na Jesaja toe. Jesaja 7 is 'n profesie oor wat op die oomblik hier aan die gebeure is. En dan sê Jesaja 7 vers 14, net daar kom, Jesaja 7 vers 14 sê, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Immanuel beteken God met ons. Want hierdie seun wat gebore word is self God, en daarom is hierdie seun God met ons. As mens na Jesaja 9 toe gaan, dan kry mens ook 'n profesie oor dit wat op die oomblik hier aan die gebeure is, en dan lees mens daar in vers 5, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. So, Maria, hierdie seun wat gebore gaan word uit jou, is die vervulling van profesie. Dis die vervulling van Jesaja 7:14. Dis die vervulling van Jesaja 9 vers 5 en 6. En daarom is hy die seun van die Allerhoogste, want hy is self die Allerhoogste. Hy is God uit God, ware lig uit ware lig. So bely ons dit ook in die geloofsbelijdenis van Messia. Hy is waarlik God, omdat hy die seun van God is. En tog ook gelykertyd die seun van Dawid. Dit is wat die engel daar vers 32 sê. Hy sal groot wees en die seun van Allerhoogste genoem word. En die Here sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy is te gelykertyd ware mens en ware God. Te gelykertyd die seun van die Allerhoogste, te gelykertyd die seun van Dawid. En hy, Maria, gaan die ewige koninkryk van God bring. Dis vers 33. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Hy bring die koninkryk van God. God skep sy koninkryk in die begin. In Genesis 3 is daar 'n rebellie in die koninkryk. God beloof 'n kind in die moederbelofte, 'n kind wat die Satan gaan oorwin en die koninkryk van God bring. Deur die profete beloof hy dat hy self kom en die koninkryk van God bring. En hier sien ons nou
hierdie seun, wat tegelijkertijd die seun van Dawid is, die seun van Set, die seun van Noag, die seun van Sem, die seun van Abraham, die seun van Isak, die seun van Dawid, Jesus. Hy is tegelijkertijd ook die seun van God. En God kom in hom en bring op die dag van die Here die koninkryk van God, totdat dit uiteindelik in volheid kom in Openbaring 21 en 22. Wonderlik. Hierdie is net so wonderlik. Nou, belangrik van hierdie is dat Maria toe vra, maar hoe gaan dit gebeur, want ek is nog nie eers getroud nie, ek het geen man nie, met ander woorde, ek kan nie kinders hê nie. Dan sê die Here deur die engel Gabriël, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom sal ook die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word. Wat in Maria gebeur is 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk, en deur daardie wonderwerk word die ewige Seun van God, of neem die ewige Seun van God die natuur van die mens uit die geslag van Dawid aan, en is hy tegelijkertijd ewige Seun van God en Seun van Dawid, die koning deur wie die Here self by ons kom en die koninkryk van God op die dag van die Here laat aanbreek. Hier is 'n paar belangrike dinge wat ons nou wil sien. As Johannes die Doper dus net voor die dag van die Here kom, soos ons net nou gesien het, hy is die vervulling van Maleagi 4:5. Hy kom net voor die dag van die Here aanbreek, hy is die aankondiger daarvan. Dan hoor ons ook dat die Here kort op sy hakke volg. So wie is daai Here? Wel, daai Here is Jesus. Dis Jesus wat tegelijkertijd ware Seun van God is, ewige God is, en ook die Seun van Dawid is. Hy, Jesus, volg op die hakke van Johannes die Doper. Johannes die Doper sê, die Here kom, die dag van die Here kom, die tyd van die koninkryk breek aan, en Jesus is daar die Here wat op sy hakke volg. En deur wie God in Jesus koninkryk van God laat kom. Ons leef nou in daardie tyd, julle. Ons en ons kinders met wie ons nou saam huisgodsdienst hou, leef in die tyd dat Johannes die Doper gekom het, die dag van die Here aangebreek het. God in Jesus van Nasaret na ons toe gekom het en besig is om die koninkryk van God in ons tyd laat kom, in ons lewens, in ons harte, en uiteindelik sal Jesus dit 'n volkome werklikheid maak op die nuwe aarde, onder die nuwe hemel. Dit is die wonderlike boodskap wat ons vir ons kinders moet vertel. Dit is 'n boodskap van hoop. Nasaret is soos Graaf-Reinet. Dis 'n terug op die brugplek, maar Graaf-Reinet is dalk baie minder terug op die brug as Nasaret. Is eintlik 'n baie goeie en lekker plek, maar ek het al in regtig terug op die brugplekkies gebly. Nasaret is ook so. En daar kom die dag van die Here. Daar breek dit aan. Dit breek hier in Graaf-Reinet aan. En in hierdie tyd waarin ons leef, is Jesus uit die geslag van Dawid, wat tegelijkertijd ook die Seun van God is, besig om die koninkryk van God te laat kom, binne in die chaos, binne in die gemors van elke dag. Is hy besig om in mense se harte te werk, om hulle lewens oor te gee aan God, en roep hy ons op, om ons lewens oor te gee aan hom. Hy roep ons op, en elkeen wat in hom glo deel uiteindelik in sy koninkryksstorie, in God se koninkryksstorie, en in die goeie uiteinde daarvan. Nou, as ons nou verder lees in vers 36 en 37, dan sien ons hoe Gabriël vir Maria help. Hoe gaan hierdie dinge gebeur? Nou, die Heilige Gees sal oor jou. En Maria, as jy wonder hoe, kyk na God toe. By God is alle dinge moontlik. Jou tannie Elisabeth is 6 maande swanger. En sy kon nooit kinders gekry.
En Maria, dink terug aan jou katekisasie, Maria. Dink terug aan die openbaringsgeskiedenis wat vir julle geleer word in die sinagoge. Jesus, of Elisabeth is nie die eerste een wat swanger word toe sy oud is nie. Daar is ook Sarah, Abraham se vrou. En vir haar het God gesê, by God is niks onmoontlik nie. En dis wat hier gebeur. Jy sien dit by Elisabeth en dis wat die Here ook in jou lewe gaan doen. Hy gaan deur 'n kragtige, goddelike wonderwerk, deur die Heilige Gees, jou laat swanger word. En daardie seun gaan nie net die seun van Dawid wees nie. Hy gaan ook die seun van God wees, deur wie God op die dag van die Here kom en sy koninkryk laat aanbreek. Nou, toe reageer Maria, heel anders as Sagaria. So mooi, kyk dan vers 38, en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan, volgens u woord. Maria gee haar oor aan die evangelie woord. Sy glo die evangelie, sy neem dit aan. En Maria word deel van die koninkryk storie van God met sy goeie uiteinde. En ek en my vrou en my kinders hier saam met my, ons huisgodsdienst, ons moet hierdie evangelie aanneem en deel word van die koninkryk storie van God, sy wonderlike uiteinde. Nou, dit is dan hierdie week se katekisasie, Lukas 1, ons kan van vers 1 af lees tot by vers 38. Baie sterkte vir julle, kom ons bid vir mekaar. Goed gaan.